Hallo julle. Ek wil hierdie week met julle 'n gedig behandel. Sy naam is Op die Cape Flats. Hy is in julle handboeke, maar ons kan hierdie gedig nie regtig behandel sonder dat ons hom saam met 'n ander gedig wat julle ook hierdie jaar doen. En sy naam is In die Hoofveld doen nie. Nou in die Hoofveld, hierdie twee gedigte, In die Hoofveld eerstens, is geskryf deur Toon van der Heever. Nou Toon van der Heever het In die Hoofveld in 1931 geskryf. Dit is baie lank terug. En Op die Cape Flats weer geskryf deur Willem Fransman, baie jare later. En hoekom ons hierdie twee gedigte saam behandel is, hulle is absoluut so dieselfde, maar ook absoluut so die teenoorgestelde. Nou, is hulle in gedagte met mekaar geskryf? Ja. Willem Fransman het Op die Cape Flats absoluut geskryf met verwysing na In die Hoofveld. Wat beteken hy die gedig In die Hoofveld geken, en hy gebruik elke reël daarin, om eintlik teenoorgesteldes en ooreenkomste met die persoon in sy gedig te beskryf. Nou, van 'n Heeverse gedig, of In die Hoofveld, handel oor 'n man wat in die myne werk, daar intussen die 1930s en 35s. Hy word siek op die myne en hy verlang terug na die Hoofveld waar sy huis is. Nou die Hoofveld is 'n oop, pragtige, wat eers daar vir julle wys, daar is die myne wat hy werk, en dit is baie beknop, dit is baie nou, dit is baie benoud, baie warm, en hulle werk verskriklik hard. En die siektes wat hulle daar kry, veral in die steenkoolmyne, is hulle longe word verskriklik aangetast, hulle kry goed so stering in hulle longe, en uiteindelik dan gaan hulle dood van hierdie siektes wat hulle in die myne kry. Nou, hierdie man dink terug aan die Hoofveld, daar waar sy huis is, en waar die oop ruimtes is, en waar hy vry is, en julle sal sien waar hy praat van kuddes wild en sulke goeders wat rondloop. Dis in teenstelling met hierdie nou beknopte myne, waarin hy moet werk, en wat baie gevaarlik is, en wat uiteindelik dalk sy lewe gaan kos. Dis weer, as ek verwys na Op die Cape Flats, is Willem Fransman se gedig handel oor 'n persoon wat in die tronk is. Nou, hy dink heeltyd ook terug aan sy tuiste, aan waar hy vandaan kom, en hy is nou in die tronk, so dis nie 'n baie goeie en 'n lekker situasie vir hom. Maar, die tuiste waar hy terugdink, is op die Kaapse vlakte. In hierdie geval is sy herinneringe dus nie so oulik en pragtig en positief, soos Toon van der Heever se gedig, waar hy na die Hoofveld verlang. Die Cape Flats is baie arm, baie misdaad en baie geweld wat daar aangaan. Nou, as ons kyk na die twee gedigte saam, gaan julle weer eens, soos ek gesê, baie teenoorgesteldes en baie ooreenkomste. Nou, eerst kom ons kyk na die titel, Op die Cape Flats. Op die Cape Flats, die woord oppie is natuurlik die afkorting, of die samevoeging van die twee woorde op die, maar die Cape Flats is 'n area daar by Kaapstad, wat baie plat is, baie sanderig, baie nie lekker om te bly nie, en soos ek sê, baie arm gedeelte, maar baie geweld, baie bendes en slegte dinge wat daar aangaan. As ons kyk na die teenoorgesteldes van mekaar, In die Hoofveld, al klaar was dit geskryf op 'n normale manier, die Hoofveld verwys na 'n oop spasie en als, maar toe Willem Fransman Op die Cape Flats, het hy doelbewus gegaan en die teenoorgesteldes van die Hoofveld probeer uitwys. So In die Hoofveld verwys in standaard Afrikaans na hoog, dit pas meer by, soos ek daar skryf, 'n idealistiese toon van 'n ouer gedig, 'n ouer Afrikaanse gebruik, waar die Cape Flats gaan Willem Fransman en hy praat direk teen die Hoofveld. Dit is 'n lae, plat, 'n meer pessimistiese en 'n negatiewe toon wat in hierdie gedig aangeneem word. So die hoë van die Hoofveld verwys ook na hoog, en die flats, die plat, die laag, verwys na die area wat dit nie baie goed gaan nie. Selfs as jy na die kaart kyk, so jy sien dat die Hoofveld lê ook hoër, meer noord in Suid-Afrika, en die suidelike of die meer laer gedeelte of die flats is daaronder waar dit nie so goed gaan nie. Nou as ons na die subtitel kyk, het Fransman nie net amper onbewustelik verwys na Toon van der Heever se gedig nie, maar hy sê dit in die subtitel, my apologie aan Toon van der Heever. Wat beteken, hy sê amper, Toon van der Heever, maar ek gaan hier so 'n teenoorgestelde
gedig as jy skryf, maar nog steeds met verwysing na jou gedig. Nou, kom ons vergelyk die strofes met mekaar. In strofe 1, en ek gaan daar met kleure vir julle wys, op die Cape Flats waar crowded is, en alles wat daar verwys word in die Cape Flats is verskriklik negatief. Dit is oorbevol, dit is, hulle kan nie die lug bo sien, daar is rook, dit is alles sleg. Die heeltyd in teenoorgestelde of teenstelling met die Hoëveld, waar het oop is, wyd daarbo. Ek gaan baie vinnig hierdeur, daar waar dit besige strate is, verskriklik karre, weer eens in Hoëveld verwys, waar die kuddes, die waaigras, en alles mooi, pragtig. So die eerste vers, of die eerste strofe althans in Cape Flats, is baie, baie negatief geskryf. Alles is sleg daar waar hy vandaan kom. In die Hoëveld weer, waar Toon van die Heever praat, is alles weer baie, baie goed. Julle kan maar self ook die video stop en dan hierdie deurlees. In elke kleur kan julle individueel met mekaar vergelyk. As ons na die tweede strofe kyk, sê julle sien kom hierdie twee mense amper nou na mekaar toe. Hulle dink en besef, al twee is in dieselfde situasie. Die een is vasgevang in die myne, in die gange van die myne, vasgevang met 'n siekte, en die boonste ene daar op die Cape Flats is hy vasgevang, dood eenvoudig in 'n propvol tronk, en hy kan nie daar uitkom nie. In die derde strofe, weer eens, verwys hy terug na sy huis, maar weer eens waar dit crowded is, alles wat sleg is, en so is dit weer 'n negatiewe vers, begin dit 'n negatiewe vers. Weer eens op die Hoëveld is dit, waar dit wyd is, waar jy baie ver kan sien, en alles weer positief, maar dan neem die op die Cape Flats daar, waar dit begin rooi en groen raak, begin hy positief raak, en begin hy sê, maar weet jy wat, maak nie saak op die Cape Flats sleg is nie, daar is nog steeds iets wat goed is vir my, en dit is my mense, dit is my familie, hulle wag vir my. So daar is tog 'n positiewe draai op die Cape Flats, waar die positiewe draai nog steeds, of die positiewe nog steeds in die Hoëveld ook is. Maar hy sê, hy is besig om van 'n siekte dalk dood te gaan. As ons na die volgende gedeelte kyk, wil ek vinnig weer net die twee gedigte, situasies of agtergronde, met mekaar vergelyk. Eerstens in die Hoëveld. Die spreker is, of die persoon wat praat, is waarskynlik 'n boer gewees. En hy het iewers, soos ek net in die begin gesê het, iewers tussen 1930 en 1940, was hy deur omstandighede, armoede, slegte tyd, ekonomies, depressie, was hy gedwing om na die myne toe te gaan, na die stad toe te gaan, en om daar te gaan werk, om te oorleef, en om geld te stuur en te gee aan sy familie, wat nog steeds op die plaas bly. So as mynwerker het hy dus 'n slagoffer van hierdie swak toestande in die myne geword, wat uiteindelik sy lewe gaan kos. So longsiekte, soos ek gesê, tering is daar, en hy droom, en sy drome beteken vir hom vryheid, die skoon lig, die geestelike ruimte wat geskep word. Aan die einde, met die laaste fluit wat daar in die gedig van gepraat word, sê hy eintlik dat sy dood baie vinnig nader kom, en hierdie Hoëveld word nou sy hemelse tuiste, die Hoëveld waarna hy terug verlang. So hy verlang terug na die verlede, en hy besef dat hy naderende dood het. Op die Cape Flats is sy tuiste waarna hy dink, waar hy verlang, 'n plek waar hy nie baie vryheid het nie, en waar ook nie 'n regtige gesonde lewe is nie, so dit maak nie saak hoeveel nice times hy kan onthou nie, dis eintlik nog steeds baie sleg. So jy kry die idee dat hy 'n konstante, ewige gevangene is hierdie persoon. Different grades of being. Alles eintlik sleg na slegter. Dit is sy omstandighede. Jy kry ook die idee, of die gedig eindig gelukkig nie negatief nie. Die gevangene in die tronk dink terug aan sy verlede, maar die positiewe daaruit is dat hy ook besef en hy dink aan sy verlede om sy seun lesse daaruit te leer. Wat se lesse? Die aard van die saak om weg te bly van geweld af. Die inhoud van op die Cape Flats, strofe 1, 2 en 3, soos ek gesê het aan die begin, die spreker dink oor die min ruimte.
eintlik op die Cape Flats is, daar buitekant. Hoe die mense sukkel om ver te sien, om asem te haal. En eintlik in die gedig sê dit ook hoe God die Cape Flats amper vergeet het in sy denkbeeldige oog. In Strofe 2 dink hy terug aan sy aspekte van sy verlede, al die dinge van sy verlede, die lekker tye wat hy gehad het, en hy noem ook 'n hele paar van die lekker goed wat hy gedoen het. Eintlik baie slegte goed, maar nog steeds die lekker tye in sy geheue of in sy herinnering. En dan Strofe 3 dink hy terug weer aan die min spasie wat daar was, aan die rook, aan die besoedeling, dwelling gebruik op die Cape Flats. En hy dink ook aan sy familie, veral sy seun. En ja, hy dink hy wil graag sy seun gaan waarsku teen die lewe van hierdie bende lewe en hierdie gangsters wat deel is van sy lewe. Ja, en hy's in die tronk, so hy wil hom ook waarsku om nie in die tronk te beland nie. Dan wil ek vinnig die 3 strofes individuele paar letterkundige aspekte, baie oulike letterkundige wat julle gaan kry in die vraag, ook vir julle wys. In Strofe 1 verwys hy weer baie duidelik dat jy nie ver kan sien, dat dit baie sleg is, dat jy nie eers die hemel, as hy praat, die lug bo kan sien nie, so donker en besoedeld dit is, so dit is beknop, baie mense in hierdie shacks kan jy nie eers die lug bo kan sien nie. Dan is daar 2 voorbeelde wat hier so genoem word van alliterasie en assonansie. Nou alliterasie, weet julle, is die herhaling van konsonante, en in hierdie geval kan julle sien die k, die c, kyk en crowded word herhaal. Dit is 'n voorbeeld van alliterasie. En dan waar die snotneus laities, die a, die vokale herhaal, is die a en die a, wa en laities. Dit is assonansie. En dan wys ek julle vinnig hierso 'n voorbeeld van ellips. Julle weet wat is 'n ellips? Dit is die 3 punte wat gewoonlik volg na 'n versreël. Nou hierso is 2 voorbeelde van ellipse, en al 2 gee vir ons 'n gevoel in die rede van hierdie ellipse is, dat dit 'n dromerige gevoel skep. So, dit is amper asof sy stem wegraak, asof hy wegraak in sy gedagtes aan sy verlede. Maar hoekom dit ook wegraak is eintlik meer letterlik ook, want daar is die dagga-fumes in die lug, en dit is ook hoekom daar 'n dromerige gevoel is. So die dagga-fumes is hierdie rook wat amper mense brein oorneem en dan 'n dromerige gevoel skep. Die tweede reël of strofe is die woord kopfriet waarvan hy praat. Nou, as ons mooi dink aan wat is kopfriet wat hy van praat, is dit hierdie worsteling, hierdie gedagtes, hoekom het ek verkeerd gegaan, hoekom sit ek hier? So hy dink oor sy crimes wat daarvan gepraat word, nee. Dink ook, buiten sy geweld en sy misdaad, dink hy van die nice times wat hy gehad het, van die lekker discos wat hy kon beleef, en van die daylight robberies, en dan dink hy natuurlik ook aan Myra, wat waarskynlik sy geliefde is, of sy meisie is, en sy bly daar in die kriefgat wat hy van praat, en dit is 'n voorstad of 'n area wat in die Oos-Kaap is, en Myra bly daar. En dan laastens, in hierdie tweede strofe kyk ons na die uitroepteken. Die uitroepteken aan die einde wys vir ons dat hierdie persoon nou eintlik half emosioneel raak. Hy is hartseer oor alles wat gebeur het, en die uitroepteken bring emosie uit. Nou in strofe 3, eerstens wat ons daarna gaan kyk is vers 19, die buttons se blou roek. Nou vinnig as ons dit lees, klink dit amper soos klere, buttons en rokke en goed, maar dit is totaal glad nie dit nie. Die buttons is die dwelms wat so gerook word, en die rook, die blou rook, laat jou oë dan sommer traan. So dit is al hierdie dwelms wat gerook word en slegte dinge wat daar gebeur. En dan verwys hy na hoe lank hy al vir sy familie weg is, hoe lank hy al in die tronk sit, en daar praat ons van die 7 jaar. Hy sit al dus 7 jaar in die tronk. Die volgende hoor hy hierdie sleutels raas. En die sleutels wat raas, is weer vir hom amper 'n rukking na realiteit toe. Maak nie saak of dit stil of lawaaierig in die tronk is, of wat hy hoor of nie, maar die sleutels wat raas, is die feit dat hy in die tronk is. Hierdie sleutels wat die hele tyd klingel, want dis
een geluid wat nogal seker bekend is of baie algemeen in die tronk is. En dan soek ek in my mind, hy is alweer besig met die kopvriet, met die worsteling, wat het hy verkeerd gedoen, en hy is besig om te verlang. So sy gedagtes is heeltyd besig na die terug, en waarom en hoekom hy goed verkeerd gedoen het. En dan, 'n ander letterkundige aspek is natuurlik die personifikasie, wat ek daar gewys het, die sleutels wat raas, dit is 'n personifikasie, want sleutels kan nie regtig raas, nie mense raas. So dit is 'n menslike eienskap wat vir 'n nie-menslike ding gegee word. Nou, hierdie sleutels wat raas, het ek net vir julle gesê, beklemtoon die harde realiteit van sy situasie. Sy situasie is, hy is in die tronk. En alhoewel hy homself kan wegdroom daarvan soms, dan as hy sleutels net weer raas, dan besef hy, weet jy, ek is nog in die realiteit in die tronk. En wat wil hy eintlik graag hoor? Hy wil eintlik eerder sy familie hoor, hy wil sy seun hoor. Maar wat hoor hy? Die geklingel van sleutels. En dit sê vir hom, jy is in die tronk. Dan die stemming van die gedigte en die hoofwoord wat ek eintlik hier vir julle kan gee, is wat ek daar in die middel van die skyfie as nostalgies skryf, in Engels nostalgia. Die hoofheld is romanties en nostalgies, en daar's 'n ondertoon van hy's hartseer, want hy weet hy gaan dalk dood, hy gaan dalk nie weer die hoofheld sien nie, en hy gaan dalk weer nie sy mense sien nie. Op die Cape Flats is ook negatief, ook nostalgies, maar daar is baie selfverwyd. Hy is regtig besig om homself amper te straf, of self bekommerd te wees, hoekom hy in die tronk is, en hy dink die hele tyd daaroor. Daar in die middel kan julle die Engelse verduideliking van nostalgia sien. Hulle sê, dit is a noun, it's a sentimental yearning for the happiness of former place or time, en dit spreek absoluut beide gedigte uit. In die hoofveld en op die Cape Flats. Beide van hulle het 'n hinkering na geluk, na vorige plekke en tye. Nou gaan ek vir julle hierso 'n paar vrae gee. Die vraag gaan ek op die skyfies vir julle gee, so jy kan die skyfie stop, en dan kan julle die vrae eers doen, en dan kan julle sien, ek gee vir julle die antwoorde ook, so moet nou nie, wees eerlik en vul die vrae eers, of doen die vrae eers, kyk of julle dit kan doen, kyk of julle die gedig kan onthou. Hierdie is, sy doeleindes is ook eintlik eksamen, so toets jouself, en dan antwoord julle die vrae, en dan hierna, laat die video weer aangaan, en dan kan julle na die antwoorde kyk, en julle kan julle vrae merk. Nou as die antwoorde, reël 1, of vraag 1, vraag 2, vraag 3, vraag 4 en vraag 5. En dan laastens, wil ek vir julle die teenstelling, of die teenoorgesteldes in hierdie twee gedigte wys. Nou, die eerste een is, die woord wat gebruik word hierso is kontras. Die kontras tussen die twee gedigte is eerstens, dat in die hoofveld moes die boer in die myn gaan werk om te oorleef. So hy het nie 'n keuse gehad nie. Hy was as gedwing as gevolg van die depressie of geldtekort of sy familie wat baie swaar kry. Moes hy in die myn gaan werk, en uiteindelik gaan hy waarskynlik met sy lewe dalk daarvoor betaal, deur middel van daai longsiektes wat hy in die myne opgetel het. Aan die kant van op die Cape Flats is daar nie 'n moes betrokke nie. Hierdie man het nie tronk beland, hoekom? Omdat hy doeteenvoudig verkeerde keuses gemaak het. Hy sê dit ook, want hy wil sy seun gaan waarsku oor die verkeerde keuses wat hy gemaak het. So die kontras tussen die twee gedigte, die moes, die gedwonge, en tweedens die vrye keuse wat hierdie persoon gehad het om die verkeerde dinge te doen. Nou hoop julle geniet hierdie gedig. Wat julle kan doen, wat ek graag wil hê julle moet doen, ek gee ook vir julle 'n YouTube link wat julle na die voorlesing van die gedig kan gaan luister, hoe dit op die Kaapse manier voorgelees word. So gaan luister die gedig, en dan kan julle weer deur hierdie skyfie-reeks gaan, en dan behoort julle nog 'n goeie agtergrond te hê tussen hierdie twee gedigte, op die Cape Flats en in die hoofveld. Dankie julle.